Goeiedag leefgemeente. Hierdie is ons eetkamer. Hier is waar ons as familie of saam met vriende sal eet om 'n tafel. En vandag, soos wat ons die tweede dag van Paasfees vier, die voorbereiding vir Paasfees vier, sal julle onthou dat gister het Jesus vanuit 'n woestyn beweeg na sy beste vriend Lazarus se huis. Jesus het hom gaan voorberei in die stilte en afhanklikheid van 'n woestyn, maar hy weet hoe moeilik die pad van Paasfees gaan wees. Hy weet dat hy sonde op hom gaan moet neem om te sterf vir sondaars soos ek en jy. En die wonderstorie van Johannes 12 is dat toe Jesus vanuit die woestyn uit beweeg, toe gaan kuier hy by sy beste vriende. Ja, die Bybel sê dat Jesus was lief vir Lazarus en Martha en Maria, en hulle was lief vir Jesus. Jy sien, Jesus spandeer elke liewe aand by die huis van Lazarus. Hy kuier met gesprekke en geselskap met sy goeie vriend Lazarus en praat oor stories van miskien die eerste wonderwerk of toe Lazarus uit die dood uit opgestaan het en hulle lag saam en kuier saam. Maar wat julle moet onthou is, hy eet ook lekker. Martha maak lekker kos. Daar's niks so lekker om te kuier saam met iemand wat uit die hart uit kos maak nie. En Maria is net 'n dienende gees. Sy is iemand wat weet hoe om met respek en liefde op te tree binne in geselskap. Sy maak alles net lekker ruik. Sy maak alles net lekker wees. En hierdie drie vriende van Jesus is waar hy kragpunt, aards gesproke, waar Jesus sy krag kry. Want elke dag in hierdie week gaan julle sien, Jesus trek vanuit Lazarus se huis. En Sondag gaan hy in Jerusalem in. En dan gaan hy terug na Martha se kos en Lazarus se kuier en Maria se gesindheid. En dan gaan hy terug in Jerusalem in en hy gooi tafels om en hy bestraf die vrye boom. En dan kom hy terug na sy vriende se huis toe. En dan gaan hy weer terug Jerusalem toe en bestraf die Joodse leiers. En dan kom hy weer terug na Lazarus toe. Ons weet nie wat se gesprekke plaasvind terwyl hy by sy vriende is nie. Die enigste storie wat ons het, vind vanaand plaas. Ja, vanaand. Vanaand soos Jesus in Lazarus se huis sit en die Jode maak reg vir die Sabbat. En dis stil en is net hulle en Jesus se disippels en Martha maak kos. Sê die Bybel, Lazarus lê aan tafel saam met Jesus. En hulle praat oor stories. En Martha bring kos en dek dit. En Maria kom salf Jesus se voete met olie wat die hele huis laat lekker ruik. En die disippels en Judas kla, stop haar, hierdie is onnodig. En Jesus maak hulle stil en sê, los my vriende uit, los Maria uit. Sy berei my voor vir my begrafnis. My vriende ken my vriende verstaan my. Maria verstaan waaroor hierdie kuier vanaand gaan. Julle sal ek oor 'n paar aande na 'n maaltyd toe nooi en daar sal ek julle my vriende noem. Maar los nou vanaand my ware vriende uit. Dit is Lazarus en Maria en Martha. Wie is jou ware vriende? Met wie moet jy meer tyd spandeer? Jou tafel dek, kos voorberei, lekker lag, lekker grappies vertel, net hartsmense. Want soms vir Paasfees moet ons 'n kruis dra. Soms gaan ons uit in die wêreld en dis hard en ons moet beklei en ons moet raas. Maar dan moet ons terugkom na ons families toe in die aande. Manne, terugkom na ons vrouens en ons kinders en ons vriende. Om krag te put uit ware vriendskap is die genade van God. Mag jy geseënd wees om ware vriende te hê en mag julle mekaar hierdie Paasfees geniet. Mag julle saam kuier om 'n tafel. Mag julle saam eet.
mag jy ook 'n Lazarus en 'n Martha en 'n Maria om jou tafel nooi hierdie Paasfees. Ek bid dit vir jou in die naam van Jesus. Amen.